Vader, ons wil vir U dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid, ons so by mekaar kan wees. Ons kan U eer, ons kan U aanbid, maar in besonder hierdie dag wat aan U toegewy moet word. En terwyl ons as volk dan ook voor U kom buig en ons maak ons harte voor U stil, eer ons U vanoggend, Here, vir plekke waar mense hierdie gelofte dan ook vier, gelofte dag wat gevier word oor ons land heen, verskillende plekke, selfs by feesgeleenthede. En Here, kan ek maar net kom bid, dat dit weer sal wees om die volk by God uit te bring. Dat ons weer na U toe sal terugkeer. En Here, dat U weer geëer sal word in ons land en in besonder ons volk. Daarom pleit ons vir ons volk, Here, dat U weer in harte en lewens mag werk. Dat U genade sal skenk vir ons volk. En Here, dit is juis U wat vir ons sê, dat as ons as volk weer ons verootmoedig voor God, ons sondes bely, dat ons moet terugkeer na U met 'n volkome hart, dat U ons land sal genees, dat U weer sal herstel bring, en bid ons vir daardie groot genade van God oor ons volk af, om weer werklik te besef waaroor hierdie dag gaan. Terwyl dit 'n belangrike dag is in ons geskiedenis, kan ons die geskiedenis nie uitwis nie. Maar Here, terwyl ons dan ook hier is ons steeds besig om aan hierdie geskiedenis vandag te skrywe, wat daarop 16 Desember 1838 dan ook plaasgevind het. Ons eer U vir 'n groepie mense wat tot God geroep het en wie U genadig voor was. En Here, kan ons maar dieselfde bid vir ons volk in hierdie tyd. Terwyl daar 'n oormag oor ons is, wat oor ons heers. Here, dat U genade sal skenk, dat ons as volk na U toe sal terugkeer met 'n volkome hart, en dat U herstel in ons land mag bring. Verheerlik U self in hierdie geleentheid, en Here, terwyl hierdie woord ook op verskillende platforms uitgesaai word, wil ek kom bid dat U dit sal gebruik, tot U eer en tot verheerliking van U groot en heilige naam, en tot herstel van die volk, wat U ook hier in die suidpunt van Afrika geplaas het. Dankie dat ons dit kan bid, en ons weet U is die hoorder van gebed. Amen. Ek nooi om die onfeilbare woord van Here saam met my oop te maak, en wel by Psalm 127. Psalm 127 het maar 5 verse, maar ek dink hier is 'n wonderlike boodskap, in besonder vir ons as kinders van die Here, en meer nog vir ons as volk, wat dan ook sê dat ons werklik die Here met ons hele harte vrees. Is hier 'n kosbare boodskap ook vir ons dan in hierdie gedeelte. Psalm 127, ons lees daar vanaf die eerste vers met mekaar saam. 'n Bedevaartslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat oplê, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy bemindes in die slaap. Kyk, die seun is 'n erfenis van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pile in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons teks van oordenking vind ons dan daar in die eerste vers met hierdie woorde: as die Here die huis nie bou nie. As die Here die huis nie bou nie. En kan dit nie anders as om dit as tema ook vanoggend dan te gebruik nie. As die Here die huis nie bou nie. En in hierdie gedeelte kom hy 3 maal en hy sê, dan is alles te vergeefs. Al ons harde arbeid. En ons sien maar net in die tyd waarin ons lewe,
hoeveel mense daar opstaan en sê, man, ons het genoeg gebid, ons het genoeg kerk toe gegaan, ons het genoeg dit en ons het genoeg dat, ons gaan nou die wapens opneem, ons gaan nou begin veg. En die vraag is net, is die Here nog in sy saak? Is die Here nog in die saak van die blanke Afrikaner volk? Terwyl die woord van die Here sê, as die Here die huis nie bou nie. En wonderlik, wanneer 'n mens ook na die woord van die Here toe gaan, dan sien 'n mens 'n paar kosbare gedagtes uit dit wat vir ons in hierdie gedeelte na vore gebring word. As die Here die huis nie bou nie, is daar 3 aspekte wat hier in juis na vore kom uit die woord van die Here, waarin die bou van die huis dan ook 'n belangrike aspek dan ook het. In die eerste plek gaan dit oor die tempel wat gebou moes word. Ons dink aan Salomo wat juis hierdie gedeelte skrywe, en wie kon beter daaroor skrywe as die man Salomo? Salomo wat deur sy vader toegerus was met alles wat hy nodig gehad het. Hy wat al die klip gehad het, en al die goud, en al die heerlikheid waarmee daardie tempel op die ou einde van die dag dan ook gebou was. Het hy daardie toerusting gehad, maar hy het geweet, as God nie in hierdie saak is nie, is alles te vergeefs. Ons weet ook van sy toewyding en die toewydingsgebed, na daardie tempel herstel is, hoe hy dan ook gesê het, as hierdie volk afvallig raak, en hulle bid na Jerusalem toe, Here, dat U genadig sal wees. En is dit nie nodig in ons tyd, dat ons weer na die hemelse Jerusalem sal roep, en vra vir die genade van God, oor ons eie volk en ons eie land, as ons maar net sien wat tans besig is om te gebeur. Dit gaan oor die gewone huis of woonplek, wat gebou moet word. Dit gaan ook oor die nageslag, maar dan ook oor my geestelike lewe, waar daarin gebou moet word. As ons gaan kyk na 1 Petrus, en hy kom baie duidelik, en hy sê daar in 1 Petrus hoofstuk 2, vers 4 en vers 5, vir ons rondom hierdie bou van hierdie tempel, want die woord van die Here sê, hierdie liggaam van my is nou die tempel van God. En hy moet herstel, hy moet gebou word, hy moet omgekeer word, om God te verheerlik. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkoor en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Hierdie eie lewe van my wat opgebou moet word, om die Here te verheerlik, sy naam groot te maak, en dat die Here in en deur ons lewens ook gesien mag word. Ons dink maar in besonder daar in Eksodus 1 vers 21, waar daar die Egiptenare, daar die Israeliete verdruk het, en hoe daar 'n groepie mense was, vroedvroue, wat dan gemaak het, terwyl daardie koning van daardie land vir haar sê, Farao vir hulle sê, maak daardie seentjies dood, word daar aan 'n nageslag gebou, en soos die woord van die Here ook hier sê, kyk, die seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot, 'n beloning. Daar word gebou aan 'n nageslag. Is dit nie die probleem waarmee ons sit vandag, dat daar nie meer 'n nageslag nagelaat word nie? Dat daar nie meer kinders is wat kan help in hierdie bestaan van ons volk. Die gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyand in die poort spreek nie. Staan ons volk nie beskaamd in die dag waarin ons lewe nie. Want ons is nie meer besig met God se taak en se roeping oor ons lewens nie. Ons besluit vandag in ons huise wie en wat ons sal doen. En God regeer nie meer in ons huise nie. Hierdie vrouens het werklik God gevrees, en daarom dat God ook vir hulle genadig was, en omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy hulle huisgesinne aan hulle geskenk. Daar was vermeerdering, daar was 'n groei gewees. In hierdie sin, daardie veronderstelling dat daardie Egiptiese vroedvroue, dat daar met hulle gepraat word, en omdat hulle die Here gevrees het, daarom het hy hulle huise gebou.
Is dit nie die ding wat gebeur in ons dag, dat die vrees van God uit harte en lewens uit verdwyn nie? Omdat seuns en dogters die huishouding opbou, of gesinne vorm, net soveel en so werklik as wat klippe en hout gevorm word. Liewe toehoorder, ons moet verstaan, dat as gesinne nie na die kerk toe kom nie, as gesinne afvallig raak, dan raak die kerk afvallig. As gesinne God vrees en na die kerk toe kom, dan word die kerk gebou. Is dit nie die probleem waarmee ons sit in ons dag nie? Hoeveel van ons jong mense het geen vrees meer vir God nie? Hoeveel van ons jong mense gaan vandag se dae oor partytjies en allerhande dinge? Daar's nou weer, daarso in een van die vakansieplekke, van die matrieks wat oorlede is, omdat hulle self aan drank te buite gaan. Hulle self oorgee aan die dinge van die wêreld, nie meer 'n vrees vir God nie. Gaan kyk maar in ons kerke, daardie geslag van 19 jaar tot en met 35 jaar, waar is daardie kinders van ons vandag? Ons kerke loop hier leeg, as gevolg van 'n geslag wat afvallig van God raak. Is dit nie waar, tensy die goeie hand van God oor ons is, dat ons nie God se voorspoed sal ervaar nie? Daardie aanbidding in sy naam kan nie gebou word, as daar nie mense is om hom te aanbid en te bou nie. As ons die seën van God soek, dan moet ons God in ons woonhuis hê. Dan moet hierdie woonhuise onder die genade van God dan ook gebou word. En die seën wat daar is, wanneer God aan 'n huisgesin kinders skenk, wanneer daardie huisgesinne, daardie families gebou word, wanneer God daar is en God geëer word, en as hy nie geëer word nie, sal daardie huisgesin 'n sinagoge vir die Satan word. En hoeveel huishoudings is dit nie waar vandag? Jammer dat ek dit noem, maar ek praat met kaptein Du Plessis. In die tyd waar daar COVID was en drank verbied is 85% minder probleme in ons land gewees. Hoor mooi, 85% probleme minder. Wat het dit tot gevolg gehad? Dat daar amper te min werk was vir die polisiemag. Sê dit nie vir ons iets nie? En ons blanke Afrikaner volk staan vandag bekend as suiplappe. Hier kom die woord van die Here sê, as die Here die huis nie bou nie. Dink maar aan daardie tyd toe daardie mure van Jerusalem onder die beheer van Nehemia herbou moes word. Wat het gebeur by daardie geleentheid? Daar was ook 'n vyand. Daar was 'n mag wat teen hulle opgestaan het. Ons dink maar aan daardie man Sanballat en Tobia, daardie vyande van Nehemia. Hulle het by mekaar gekom, hulle wou aangeval het. En die Here skenk genade dat Nehemia dit hoor, en wat doen hy? Onder leiding en onder bestuur van God sit hy wagte uit, sodat daardie mure beskerm moet word. Sê vir my, liewe toehoorder, is ons nog wagte op die mure van Jerusalem wat herstel moet word? Is ons nog in gebed oor ons volk? Huil ons nog oor ons volk voor God? Is daar 'n man, is daar 'n vrou wat in die bres staan, wat in daardie gaping staan, wat gevul moet word deur gebed, sodat hierdie huis weer herbou kan word, sodat God daar kan wees? Daardie man Nehemia het daardie volk toegerus met wapens,
Terwyl die een helfte werk, het die ander helfte dan ook geslaap. En die volgende het hulle dit omgeruil, sodat daar gedurig wagte is om hierdie stad se mure, wat nog nie voltooi is nie, te beskerm. As ons kyk na ons eie land, dan sien ons dat hierdie mure van ons eie land lê stukkend, van ons eie volk lê stukkend. En daarom dat dit is in die toestand waarin ons dan ook vandag beleef. En daarom dat hierdie woord ook hierdie volgende vir ons sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters, te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy bemindes in die slaap. Te vergeefs. As ons al hierdie pogings doen, en die Here is nie in hierdie saak nie. Hierdie woordjie te vergeefs, gaan oor hierdie gedagte van daardie kwaad as vernietigend, letterlik verwoestend. Moreel gaan dit oor dat daar 'n verval sal wees. Figuurlik gaan dit oor daardie afgodsdiens, dat my godsdiens vals en verniet sal wees, as die Here nie in die saak is nie. Dan is dit eintlik maar nutteloos en 'n leuen. En in hoeveel huise is God nog in beheer? Is ons nie dalk besig om met ons eie koninkrykie, en ons is nie besig om God se koninkryk te bou nie? Dink maar aan Jerusalem, nadat die Heilige Gees uitgestort is, wat het daar gebeur? Daar die disippels daar in Jerusalem, besig net om die Jerusalem te evangeliseer. En die ander wêrelddele hoort nie van die Here nie. En wat gebeur? Die Here stuur vervolging onder hulle. En toe daar die vervolging kom, het die evangelie oor die wêrelddele versprei. Suid-Afrika het 'n sendingveld geword in die tyd waarin ons lewe. Ons eie blanke volk moet geëvangeliseer word weer van voor af. En dis die toestand waarin ons is. Hoekom? Omdat die Here nie meer in ons land en ons blank Afrikaner volk se huise is nie. Ons is houtgerus oor wat besig is om rondom ons te gebeur. Waarmee is ons werklik besig? Watter mure herbou ons? Daar's so kosbare skrifgedeelte in Spreuke. En daai gedeelte sê, maak vir jou op die land bymekaar, en dan sorg jy vir jou huis. Ons is so besig om ons eie huise te bou, en ons eie mure te bou, dat ons nie meer met die huis van die Here se dinge besig is nie. Ons is nie meer God se dinge besig nie. As die Here die huis nie bou nie, is daar 'n paar gedagtes wat ek vanoggend met u wil deel. In die eerste, as die Here die huis nie bou nie, sal die huis van God in pyn lê. En wat is tans besig in ons land? Kerke is besig om leeg te loop. Hoekom? God is nie meer daar om die huis van hom te bou nie. Esra 1 vers 2 sê, so sê Kores die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here die God van die hemel aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in Judea is, en die huis van die Here die God van Israel bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. Daarom is dit so nodig dat God in sy tempel teenwoordig is. Daarom is dit nodig dat in die kerk moet God nog teenwoordig wees. Ons dink maar aan die woord in Openbaring hoofstuk 3 vers 20 wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan wie skryf God hier? Hy skryf aan die kerk. Hy skryf daar aan die kerk wat verval het. God is uitgerangeer, hy staan buite sy kerk. En hy staan buite sy kerk en hy klop. En hy sê vir sy kerk, as die kerk my stem hoor
en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Jesaja 44 vers 26 tot 28, want die woord van sy knegt vervul en die voorsiening van sy boodskappers volbring, wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word, en van die stede van Juda, hulle moet herbou word, en ek sal sy puinhope oprig. Wat vir die diepte sê, verdroog in jou riviere, ek sal laat verdroog. Van Kore sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring, wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word en die tempel moet gegrond word. Hierdie tempel wat daar in sy heerlikheid gestaan het, wat Salomo gebou het, van wie hier geskryf word in Psalm 127, as die Here die huis nie bou nie. Daar die tempel in sy heerlikheid, na wie later verwys moes word, julle wat hier die tempel in sy heerlikheid gesien het, en ek sal nou weer daarby kom. Jeremia 25 vers 11, en hierdie hele land sal 'n puinhoop, 'n woestyn word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. En as die 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie spreek, die Here hulle ongeregtigheid besoek, en oor die land van die Galdeërs sal ek die ewige wildernis maak. Is God nie besig om ons eie land nou te besoek nie? Kyk maar net die toestand waarin ons land is. Dan dink ek aan Jeremia 29 vers 10, as hy ook sê, want so sê die Here, as eers 70 jaar van Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Vir 70 jaar was hulle in gevangenskap gewees. Waaroor was hulle in gevangenskap? Omdat God uitgerangeer is uit hulle lewe en uit God se tempel uit. Die tempel van God was nie meer die doel waarvoor dit gedien het nie. En nou kom hy en hy sê dit baie duidelik, Daniël 9 vers 24, 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Daniël in hierdie ballingskap, kom sê vir hulle vir 490 jaar, waar die evangelie skade gelei het, waar die volk afvallig van God geraak het, die tempel van God vervallig geraak het, dat hulle weer in die tempel van God die Bybel moes ontdek. Die Bybel weer voor die koning gelees word. Die koning sy klere moet skeer oor die woord van God wat nagelaat is. Is dit nie wat in ons dag gebeur nie? Die woord van God word nagelaat, dit word afgewater, dit word nie meer bedien soos wat dit bedien is nie. Haggai 1 vers 4 sê, is dit vir julle self wel tyd om julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê. Die tempel van God lê in pyn. Die kinders van God wat die teenwoordigheid van God in hulle harte moet dra, lê in pyn vandag. Ons volk lê in pyn. Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Dit lyk net soos niks in julle oë nie. Ek onthou dit, waar daar tye was in kerke, waar stoele ingedra moes word, waar daar geëvangeliseer was, waar mense na die kerk toe genooi was, waar kerkbanke vol gesit het, deur vreemde mense wat genooi was. Mense wat werklik by God uitgekom het, omdat hulle genooi was, en miskien geneig was, as ek die Engelse woord kan gebruik, om hulle by die kerk uit te bring, omdat daar 'n benoudheid in mense se harte was oor kosbare siele. Siele moet weer, die kerk moet gevul word met siele. En ons het dit so nodig in die tyd waarin ons lewe. Is dit nie so, dat ons dalk deel het aan hierdie probleem, dat die Here nie meer in sy kerk teenwoordig is nie, want daar is nie meer 'n sielelas in die kinders van God se lewe nie. Kyk na die kerk vandag, dit lê in pyn, skaars mense wat kerk bywoon, besig met ons eie dinge en ons behaag nie God nie, ons soek nie God se belange nie. Siele gaan verlore, die rol van die kerk word nie vervul nie, die opdrag van God word nie uitgevoer nie. Die kerk het haar visie verloor. Die koninkryksvisie, waarvan ons deelgenote geword het toe ons weer gebore is. Hierdie koninkryksvisie moet weer ons deel word. Dit word vandag vervang met bazaars en koekverkope en allerhande snaakse dinge, 'n onbybelse beginsel. Vroeger jare
was die kerk gevul deur siele. En die kerk het gegroei. Josua 23 vers 13. Wees dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasie voor julle uit sal verdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Is dit nie tans besig om te gebeur? Dat ons het 'n vyand rondom ons, omdat God nie meer in sy kerk is nie. Maar die tweede, as die Here die huis nie bou nie, sal sy woord afgeskeep en afgewater word. Ja, selfs nie meer gelees word nie. Soos ek reeds vir u gesê het, daarin die tyd toe daardie Bybel weer herontdek is, daardie tempel herstel moet word, daardie tempel word skoongemaak, daar word geld gegee sodat hierdie tempel herstel word. En wat gebeur? Daardie hoërpriester ontdek weer die woord van die Here. Hy vat die woord van die Here daar na die koning toe. Die koning lees dit, hy skeur sy klere en hy roep die volk bymekaar om te vas en te bid, omdat hulle sien dat hulle God nagelaat het. Hulle het God verwerp. Hulle is nie meer op die plek waar hulle moet wees nie. Die woord van God het nie meer plek in mense se harte nie. En nou sê Spreuke 29 vers 18 vir ons, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Predikante staan op kansels vandag, en ek sal nou weer 'n paar gedagtes daaroor deel. Hulle bring nie meer die woord nie, maar hulle bring dit wat mense wil hoor. Mense word op die oor gestreel. En waar die woord in waarheid verkondig word, daar is mense besig om te verdwyn. Hulle wil nie meer hoor dat hulle sondaars is nie. Hulle wil nie meer die waarheid van God se woord hoor nie. Hulle wil nie meer hoor dat hulle helverdiende sondaars is nie. Deur die genade die Here Jesus Christus vir ons verlossing aan die kruis bewerk, sodat ons nie helverdiende sondaars meer hoef te wees nie, maar dat ons gaan gered word deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Maar wat gebeur? Daar's nie meer openbaring nie. Die woord van God word nie meer oopgemaak soos dit behoort gelees te word nie. Hosea 4 vers 6 sê juis, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Praat met die kinders van die Here, dan kom jy agter. Hulle ken nie die woord van die Here nie. Hulle lees nie die woord van die Here nie. Net 'n paar gedagtetjies, dan word die Bybel neergesit en ons hoor nie meer wat die wetboek van die Here vir ons sê nie. Hierdie wetboek moet weer herontdek word. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wanneer? Wanneer hierdie woord van God in my hart is. Wanneer dit vir my 'n verlustiging word. Wanneer hierdie woord van God weer vir my so kosbaar word. En hier is dit 2 Konings 22 vers 8. Toe sê die hoërpriester Hilkia vir Sefan, die skrywer, ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. Waar moet die wetboek van die Here gelees word? Waar moet die wetboek van die Here oopgebreek word? Is dit nie juis by die huis van die Here nie? Daarom gee Sefan die skrywer die koning te ken en sê, die priester Hilkia het my 'n boek gegee. En Sefan het dit aan die koning voorgelees. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. En wat vra hy in vers 13? Gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk. Wat doen hulle? Hulle keer terug na God toe. Gaan raadpleeg God. Laat God vir ons die antwoorde gee. Ons gaan nie weer uit ons eie die antwoorde soek nie, maar God moet vir ons leiding gee. Gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het
na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens alles wat vir ons voorgeskrywe is nie. En hulle het uit die wetboek van God duidelik voorgelees en dit verklaar. Die woord van God moet 'n verklaring wees. As ek by daardie deur uitstap, moet ek nie goed voel oor myself nie, maar moet ek weet die woord van God het tot my gespreek. Die woord van God is oopgebreek. Ek verstaan die woord van God beter. Dit is wanneer ek werklik weet, ek was in die teenwoordigheid van God. Nie dan wanneer ek voel, maar ek voel nou goed oor myself as ek daar uitstap nie. As die Here die huis nie bou nie, sal die geestelike leiers verval. Gaan lees maar die boek in Samuel, gaan lees in Konings, gaan lees in Kronieke, waar die konings, die leiers, nie God gedien het nie, het die volk afvallig geword. Hoekom is die volk van ons in die toestand waarin hy is omdat daar nie geestelike leiers is op daardie sitplekke wat God vir hulle gee, wat hulle weet hulle moet verantwoordelikheid eendag voor God en verantwoording voor God gaan doen nie. Esegiel 34 vers 1 en verder aan sê, en die woord van die Here het tot my gekom, mensekinders, profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek die Here, wee die herders van Israel wat aan hulle self wyding verskaf. Liewe toehoorder, waaroor gaan dit vandag? Predikante soek kerke waar hulle goed finansiëel ondersteun kan word. En as hulle nie goed genoeg finansiëel gaan ondersteun word nie, dan soek hulle 'n ander plek waar hulle goed geld kan maak. En dit gaan nie meer oor dit wat aan hulle toevertrou is nie. En ek is ingesluit daarin vanoggend as ek hierdie woord bring. Ek praat met myself, die verantwoordelikheid wat op my rus. En nou kom sê hy daarso in Esegiel 34 vers 3, julle eet die vet en beklee julle met die wol, julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wy nie. Julle versterk die swakkes nie, maak die siekes nie gesond nie, en die wat gewond is, verbind julle nie, en wat wegdryf, bring julle nie terug nie, en wat verlore is, soek julle nie, maar met strengheid heers julle oor hulle met hardheid. Is daar nog 'n liefde vir daardie kosbare siele wat aan jou toevertrou word? Daar's twee dinge wat die taak van die hoërpriester was. In die eerste plek, hy moes die las van die volk gedra. Hierdie plate wat op sy skouers was, wat die volke dan ook, of die volk Israel verteenwoordig het met die 12 stamme, beteken die las van die volk was op sy skouers. Maar daarmee saam was daar 12 stamme stene naby aan sy hart. En hy moes vir hulle liefde gegee het. Is daar nog liefde vir die siele wat aan jou toevertrou is? So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie. En hulle het die voedsel geword vir die wilde diere van die veld, en het verstrooid geraak. Wat het gebeur met die kosbare siele, wat eens die kerkbanke vol gesit het? Wat vandag die wêreld weer uit en uit dien. My skape dwaal rond op al die berge, en op al die hoë heuwels, ja, oor die hele oppervlak van die aarde, is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. As die Here die huis nie bou nie, sal gesinne vernietig word. Deuteronomium 12 vers 8, julle moenie doen net soos ons vandag hier doen nie, elkeen net maar wat reg is in sy eie oë. Sien ons dit nie vandag nie? Ek sal die Here dien soos ek wil. Volg nie meer die voorskrif van God na nie. Rigter 17 vers 6, in die dae was daar geen koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.
Wanneer daar nie 'n koning is wat God vrees nie, doen elkeen net soos wat hy wil. Ons sien dit in ons land. Ons land het 'n wettelose land geword. Hoekom? Want daar is nie meer mense wat God vrees nie. Talle gesinne word vernietig. Hoekom? Omdat die Here nie meer die hoof van daardie huis is nie. Manne neem nie meer die leiding nie. Vroue moet kinders deesdae geestelik onderrig en paas is onaktief binne in die huise. Daarom het Josua 'n oproep tot die volk maak in Josua 24 vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons kort weer sulke paas wat opstaan in hierdie dae. Jong paas wat vir hulle kinders 'n voorbeeld is. Wat die voorbeeld stel en voorstap en sê, maar ons gaan die Here dien, op watter wyse dit ook al is. Die probleem kom in, dat daar nie meer Godvreesende ouers is nie. Daarom is daar nie meer Godvreesende kinders nie. Die woord van die Here sê daar in Rigters 2 vers 10, dat daar 'n ander geslag opgestaan het, wat die Here nie gedien het nie. Hoekom? Die probleem is nie by die kinders nie, maar by die ouers wat nie die evangelie in hulle harte ingegraveer het nie. Dan hoor ons vandag, dat ouers sê, maar ek wil nie die evangelie in my kind se keelgat afdwing nie. Liewe toehoorder, is dit nie hoekom die toestand is waarin ons is nie. Want die woord van die Here sê, skerp dit jou kinders in. Skerp dit jou kinders in. Graveer dit in jou kinders se harte. Die kinders wat verstaan het daar saam met Nehemia, toe hulle daar die verhoog gehad het hulle daar gestaan, elkeen wat die verstand gehad het om te verstaan. En hulle het van die oggend daar gestaan, tot die middag wat die woord van God gelees is. Hulle was by die kerk uitgebring. Hulle het die woord van God gehoor. Is dit nie die probleem waarmee ons sit vandag nie? Kinders hoor nie meer die woord van die Here nie. Ouers bly maar by die huis. Of hulle sê, my kind is so woelig, hy kan nie in die kerkstoel sit nie. En ons los maar ons kinders een kant. Ons het weer paas nodig wat opstaan en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Wanneer daar probleme vandag kom in huisgesinne, veral onder jong getroudes, as hulle nog nie eers 5 jaar getroud nie, dan wil hulle skei van mekaar. Hoekom? Omdat God nie in beheer is van daardie huis nie. Daardie man is in beheer van sy huisgesin. Hy wil dit regeer met 'n ysterhand. En God word nie meer gevrees in huisgesinne nie. Daarom is daar geen respek meer nie, geen dissipline nie, geen trots meer as nasie en volk nie. Kyk maar net hoe praat ons vandag. Ons het onsself al begin skuldig maak om hierdie slang taal wat hierdie wêreld vir ons aanbied dan ook te praat. En ons is nie meer trots op ons Afrikaanse taal nie. Ons het 'n vermenging van ons taal. Daar's nie meer 'n trots nie. Haggai 1 vers 5 sê, so sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur, verhuur om dit in stukkende beursies in te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berge en bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. God is nie meer in die huis nie. Daarom het daar so van die oggend tot die aand, word daar so gearbei. Dit gaan nie meer oor God se saak nie. Maar ons moet ons sakke vol maak, want ons moet vir onsself deesdae sorg en ons nie meer vertroue in God nie. Ek vat nie die verantwoordelikheid van werk weg nie. God het gesê, wie die werk nie mag nie eet nie. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Maar wat is die probleem hier? Hier in Haggai kom wysheid. God is uitgerangeer uit die huisgesinne uit.
uit die kerke uit. En daarom dat die huisgesinne in die toestand is waarin hulle is. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en alles op die grond wat dit oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Is God nog in beheer van alles in my lewe? Anders is alles te vergeefs. En ek wil vir u sê, liewe toehoorder, alles is nie te vergeefs nie. Daar's hoop. Daar's hoop. Hierdie boodskap was miskien heeltemal in 'n negatiewe trant en 'n sin gestel, maar dis juis wat die woord hier sê, as die Here nie in die huis is nie. En ek het vir u die negatiewe kant getoon, maar daar's 'n positiewe kant. En die positiewe kant is, as olywe onder druk kom, wat gebeur? Dan kom daar olyfolie tevoorskyn. Dan kom daar olyfolie tevoorskyn. Wanneer daar die sonneblom onder druk geplaas word, dan kom sonneblomolie tevoorskyn. Wanneer daar die druif onder druk geplaas word, dan kom daar sap voor. Is die Here nie dalk besig om ons onder druk te plaas, sodat ons moet terugkeer na hom, sodat hy die beste uit ons uit kan kom haal nie? 2 Kronieke 7 vers 14, wat miskien 'n bekende skrifgedeelte is, en miskien in baie kerke vandag ook verkondig sal word, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. So wat vra die Here? 'n terugkeer na hom. Dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Wanneer God weer die ereplek in ons kerk het, wanneer God weer die ereplek het in ons harte, wanneer ons koninkryksvisie het, wanneer herders weer die waarheid verkondig en die woord van God regsny, uit die raadsaal van God uitkom om die woord te bedien en dit reg te sny van die kansel af. Wanneer huisgesinne deur God vrees en ons eie harte deur God laat verryk word. Jeremia 29 vers 11 tot 13, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. God het 'n gedagte, hy het hoop vir u. Hoor wat sê hy? Ek spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te bied. God wil vir ons volk 'n hoopvolle toekoms gee. Maar dan moet ons volkome na God toe terugkeer. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Nie halfhartig na God terugkeer nie, maar met 'n volkome hart. Dan is daar hoop. Dan is daar weer 'n boodskap vir ons, soos Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en stilte, in terugkeer en rus lê julle heil, julle verlossing. In stil wees en vertroue bestaan julle krag. Sal ons net weer na die Here toe terugkeer, ons stil maak voor hom en hoor wat is sy begeerte en wat is sy verlange vir ons kerk, vir ons volk, vir ons huise. En dat ons die Here se genade mag ervaar. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daar aanbou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit vir sy bemindes in hulle slaap. Amen. Liewe toehoorder, ek gaan vir ons net so 'n kort geskiedenis gee van wat daar gebeur het, dan ook op geloftedag, juis met die gedagte dat ons onsself net sal herinner
En wil ek dit ook vir u sê, ek het hierdie geleen uit 'n persoon, Ellen of Alana Bailey, wat dit geskryf het in 2022. Maar ek gaan dit lees asof dit vir ons dan ook vandag bedoel is. Net om ons te herinner van wat hierdie dag ook vir ons as volk dan ook beteken. Op 16 Desember 1838, in ons tyd dan 187 jaar gelede, is die eerste gelofte gehou daar op die slagveld, direk na afloop van die slag van Bloedrivier. Al was die voortrekkers uitgeput na hierdie oorweldige veldslag, was die eerste ding wat hulle gedoen het, nadat die Zulus op vlug geslaan het, om soos hulle beloof het, die Here vir die oorwinning te dank, wat hy hulle dan ook verleen het. Die gelofte van 1838 was egter nie net 'n plegtige onderneming om God te eer nie, maar ook dat hierdie manne sou verseker, dat hulle nageslag die geskiedenis van die gebeure sou leer en ken, ook die gelofte sou nakom. Elke jaar wanneer ons die gelofte vier, kom ons hierdie onderneming dan ook na. Geloftedag gee aan ons die geleentheid om ons opnuut stil en te staan en nie net die geskiedenis te vertel nie, maar ook te kyk waar ons vandag staan en watter inspirasie ons uit die gebeure van 16 Desember 1838 kan put vir die pad tot die volgende 16 Desember. Want, en wil ek byvoeg, DV, nee, ons weet nie of ons daar gaan kom nie. Want geskiedenis is 'n storie sonder einde, waarin almal van ons ook 'n hoofstuk skryf. Dit geld natuurlik ook vir elke kind wat hierdie stuk self ook saam lees. Vir hulle onthalwe vertel ons die gebeure van 1838 kort en bondig. Die aanloop tot die gelofte en die slagveld van Bloedrivier. In 1838 het dit sleg met die voortrekkers in Natal gegaan. Hulle het alles opgeoffer om 'n nuwe tuiste te probeer vind, waar hulle vry sou kon woon. Hulle bekende omgewing, hulle huise, plase, vriende, familie, gerief, toegang tot winkels en kerke, ja selfs hulle veiligheid. Maar toe word hulle geliefde leier, Piet Retief en sy manne by Umkhonto deur Dingane, ook genoemd Dingaanse krygers vermoor. As ook meer as 500 mans, vrouens en kinders langs die Bloukraans en Boesmanse rivier. Ek weet nie hoeveel van u weet, hoeveel vrouens is daar oopgeslag. Hoeveel kleintjies, babietjies is teen waawiele doodgeslaan by daardie geleenthede nie. Teenaanvalle was onsuksesvol en die oorlewendes het geweet dat die Zulus hulle een of ander tyd weer sou aanval. Toes onder die leiers, uitsonderlike koue winter en siektes soos masels het nog meer moedeloosheid beteken. Maar toe bring die koms van die nuwe leier omkeer. Dit was Andries Pretorius. Hy is deur die voortrekkers tot hulle kommandant-generaal verkies. Onder sy leiding het hulle besluit dat die Zulus nie bereid sou wees om hulle op vreedsame wyse 'n kans te gee om in Natal te bly nie. Hulle sou veg vir die kans. Vanaf 26 November 1838 is voorberei om teen die Zulus op te trek met 'n kommando bestaande uit mans en seuns, hulle agterryers en enkele Engelse koloniste. Dit was nie 'n wraakkommando nie, maar 'n mag wat wou sorg dat die voortrekkers in vrede in Natal kon aanbly. Omdat hulle besef het dat die Zulus 'n oormag van soldate met meer kruiservaring as hulle gehad het, het hulle nederig God se hulp in die stryd gevra op die mees eerbiedige manier waarop hulle dit kon doen, naamlik met 'n gelofte. 'n Gelofte is 'n belofte wat aan die Here gemaak word. Hierdie gelofte is tot die slag van Bloedrivier plaasgevind het, elke nag herhaal, as gebed om die kommandolede se verbintenis tot die gelofte duidelik te maak.
die gelofte. Tot kort voor 16 Desember het Andries Pretorius nog onder 'n wit vlaag boodskappe aan Dingane gestuur om te sê dat die voortrekkers nie wou oorlog maak nie, maar sou onderhandel. Hy het egter bygevoeg dat indien Dingane wou oorlog maak teen hulle bereid was om tot die dood toe terug te veg. Die veldslag self, op Saterdag 15 Desember 1838, het verkenners berig dat 'n groot Zulu leer naby die kommando aan die optrek was. Pretorius het besluit om by die Nkom rivier laar te trek en die natuurlike omgewing in te span om die laar te verdedig. Die Zulus is aangevoer deur Ndlela en Dambuza, twee ervare krygsmanne uit die koning Shaka se tyd. In die nag het hulle 15 tot 30.000 manskappe om die laar opgestel en op Sondag 16 Desember 1838 het hulle die minder as 600 manne in die laar aangeval. Keer op keer het hulle hergroepeer op die manier wat hulle van Shaka geleer het en wat in die verlede van die Zulus 'n onoorwinnelike mag gemaak het. Maar telkens het die verwoedende teestand van die voortrekkers hulle laat terugval. Uiteindelik moes hulle op die vlug slaan en 3500 dooies agterlaat teenoor slegs 3 gewonde voortrekkers in die laar, van wie Andries Pretorius een was. Later het Zulus wat daar was vertel dat die som totaal van sterftes tydens die slag van gewondes wat later dood is, op 10.000 Zulus te staan gekom het, teenoor geen voortrekkers wat op 16 Desember 1838 dood is nie. 'n Wonderwerk. Hierdie getalle is maar een van die redes waarom die oorwinning 'n wonderwerk beskou kan word. Dan is daar ook ander redes. As dit sou reën, was daardie tyd van die jaar baie moontlik in Natal, sou die voortrekkers se kruit nat geword en sou hulle nie kon skiet om hulle te verdedig nie. Daarteen was die wapens van die Zulus lig en bruikbaar in enige weersomstandighede. Die veldslag moes baie raserig gewees het, maar tog het die osse, perde en ander diere in die laar nie op loop gesit nie. As dit sou gebeur, sou die laar uitmekaar gespat het en was die beskerming van die voortrekkers ook daarmee heen. Op 'n ander terrein sou die laar dalk nie so effektief kon beskerming bied as langs die Donga waarin die Nkom rivier vloei nie. As die Zulus in die nag sou aanval, sou dit ook 'n groot risiko skep. So kan ons aanhou om as en maar feite op te noem. Waarop dit alles egter neerkom, is dat die oorwinning nie 'n vanselfsprekendheid was nie, en dat die manne dit goed geweet het. Daarom dan dat hulle net na die laagste skoot gevuur is, die laar gekniel en die Here vir sy genade gedank het. Die betekenis vir my vandag, soms gee God aan gemeenskap die geleentheid om iets besonders tot die geskiedenis by te dra. En hier op 16 Desember 1838 is daar die kans aan ons voorouers gegee. Dit is nie net 'n geleentheid nie, maar 'n verantwoordelikheid wat insluit dat ons hierdie gebeure elke jaar moet oorvertel van geslag tot geslag. Dit het ons voorouers wat gewone mense was, die kans en plig gegee om iets unieks by te dra tot hierdie land, soos wat ons gedoen is en wat ons steeds nog doen. Ons voorouers het die Christelike geloof hier geanker. En het ons vanoggend mag gehoor, as die Here die huis nie bou nie. Hulle huis is gebou op die anker en die rots Jesus Christus. Hulle het ons taal Afrikaans help groei tot die een net 4 tale was wat in die 20ste eeue hooffunksie status behaal het. Hulle het boerderye, industrieë, mediese sorgsentrums, opleidingsinstellings en vele meer gevestig. Hulle het ook foute gemaak, want hulle was gewone mense met die wens om altyd net beter te doen en meer te bereik.
Dit sien ons steeds in die uitnemendheid van die projekte en besighede en aksies wat die Afrikaners deur die wêreld tot stand bring. Ook was hulle nie die grondrowers soos wat moedswillige politici probeer voorgee nie, maar lede van 'n gemeenskap wat vandag nog landbou en ander projekte aanpak, ook saam met die nageslag van die krygers wat onder die Ndlela en Dambuza by Bloedrivier geveg het. Ek weet nie of u weet nie, en ek wil dit maar net hier invoeg. Daar's geen plek in die geskiedenis wat opgeteken is dat enige Zulu tot bekering gekom het alvorens die boerevolk daar in Natal gevestig is nie. Toe het die evangelie by die Zulus uitgekom. Elke tyd het sy eie uitdaging. 1838 het baie voortrekkers dalk gevoel dat hulle nie 'n toekoms het nie. Vandag is daar mense wat kyk na die ekonomie, politiek en omgewingsake en ook so voel. Wat die geskiedenis van 16 Desember 1838 ons leer, is dat wanneer ons bid en dan in vertroue skynbaar onmoontlike take aanpak, is wonderwerke moontlik. Bovenal kan ons altyd vertrou op God se genade, wat groter is as wat ons ooit op aarde kan begryp. Mag die Here ons genade skenk. Mag ons daaruit leer en mag ons vashou dit wat die Here vir ons bied. Ek gaan by hierdie geleentheid, ons het nou na die hele saak gekyk, daar's maar net 'n skets van wat daar gebeur het, hoe die Here onderneem het, die oormag wat hy daar dan ook verslaan het, sodat daar vir u en vir my ook 'n toekoms in hierdie land kon wees. Ons gaan dan ook nou die gelofte aflê, so ek gaan vra dat ons gaan staan. Ek sal vir u die gelofte voorlees, spreek maar daar in u eie hart en sê dit maar net saam as 'n bevestiging en dan gaan ons daarna afsluit met die stem en ek sal dan net die seën van die Here ook vir ons uitspreek. So daar's 2 verse by die stem, veral die 4de vers, let op die woorde, is vir my so kosbaar. Kom ons gaan staan, dan gaan ons saam dan ook hierdie saak voor die Here ook aflê. Kom ons staan maar. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen dat, as hy ons sal beskerm en ons vyande in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ons gaan nou die stem dan ook sing uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, maar dink net aan die volgende: op die almag vas vertrou het ons vadere gebou. Let op daardie woorde van die 2de vers, is kosbaar.